En ek volg met jou gesels oor 'n tema, en voor ek dit doen, wil ek vir ons aanlyn gehoor sê, baie welkom. Mag die Heilige Gees in en deur julle werk vanoggend, en Martens mag jy die woord 'n waarheid word in jou lewe. En ek wil vanoggend met jou gesels oor 'n tema, die woord voor die water. Die woord voor die water. Ons het baie gesê dat die wind nie die woord in ons lewe kan stilmaak nie. Die wind kan nie die woord in 'n lewe stilmaak nie. Vanoggend gesels ons oor die woord voor die water. En elke generasie staan op die rand van 'n rivier. Elke generasie, elke een van ons staan elke oomblik in 'n seisoen of in 'n gebeurtenis of in 'n plek in ons lewe waar ons moet oorgaan. Die spasie tussen die woord en die vervulling van die belofte. Die spasie tussen die woord en die vervulling van die belofte. Kan ek sien as jy voel jy's in 'n spasie? Here, daar's woord oor my lewe, hier's 'n belofte, maar daar's nog nie 'n vervulling nie. Ek moet oor die rivier kom. Ek is op 'n plek waar ek voel ek moet deur beweeg. Ons het gesê the place of your greatest frustration is often the place of your next greatest miracle. Dis wanneer daar frustrasie in jou hart is, wanneer jy geboorte gee en besef dat ek en jy nie kan nie, maar God kan. Maar ons vashou in sy woord, vashou oor die beloftes oor ons lewens, waar ons kies om gehoorsaam te wees, sodat ons aan die ander kant van daai belofte kan kom. Maar die realiteit van die saak is, daar is 'n rivier, daar is 'n tydperk wat ons voel, ons moet deurdruk. En vanoggend wil ek jou inspireer die woord van God uit om gehoorsaam te wees en te bly deurdruk in hierdie seisoen oor jou lewe. In Joshua 1 kom ons op 'n plek waar ons sien dat God 'n belofte gee. God sê vir Joshua, wees sterk en vol moed, want jy sal hierdie volk die land laat erf, wat ek aan julle voorvaders beloof het. Wees sterk en wees vol moed. Hallo kerk, ek wil vanoggend oor jou verklaar, hierdie seisoen. Wees sterk en wees vol moed, want God is getrou. God is getrou in sy woord, God is getrou oor die woord oor jou lewe, en God is getrou oor die beloftes aan ons lewens. Vir Israel was dit die Jordaanrivier. Vir ons, hallo kerk, deur Jesus Christus is 'n plek waar bo-natuurlike beperking eindig en die bo-natuurlike lewe begin. Wie weet dat 'n gees in en deur die Heilige Gees, 'n lewe is 'n bo-natuurlike lewe. Die geveg is nie in vlees nie, die geveg is in gees. En wanneer ons lewe spreek, dan gebeur iets in die gees. Iets skuif. Ons het gesê, God het ons nie gemaak om verbruikers te wees nie. God het ons gemaak om te skep. God het ons gemaak om te heers, om te vermenigvuldig, die saad wat in ons is, Jesus Christus. Sodat die wêreld kan wag vir daai openbaring. Wat is die openbaring? 'n Openbaring van die seuns en dogters van Hallo Kerk, vir koninkryk, geregtigheid, vrede en vreugde in en deur die Heilige Gees. En ons moet kies om daai woord in ons lewens vas te maak, want sien, Joshua kry 'n belofte wat sê, wees sterk en wees vol moed, want jy sal hierdie volk inneem. In Joshua 3 is daar nog steeds 'n rivier tussen die belofte en die vervulling. In Joshua 1 is daar 'n belofte en 'n instruksie wat sê, Joshua, wees sterk en wees vol moed. In Joshua 3 is daar nog steeds 'n rivier tussen Joshua die volk en die beloofde land. Nog steeds 'n oorbrugging wat moet plaasvind. Die woord was reeds gespreek, maar er was nog geen vervulling nie. En ek gaan vanoggend praat oor daai spasie waar ek en jy vas is tussen die woord oor ons lewe, die woord oor ons as 'n kerk, as 'n liggaam van Jesus Christus, en die ander kant van die rivier, die woord voor die water. Hier's wat Joshua 1 sê. Joshua 1 vers 2 tot 6 sê, Moses, my dienaar is dood, maak jou nou gereed en trek deur die Jordaanrivier, jy en hierdie hele volk, en gaan na die land toe, wat ek aan hulle die Israeliete gee. Dit sê, Moses, my dienaar is dood, maak jou nou gereed en trek deur die Jordaanrivier. Hallo kerk, partykeer moet iets in ons lewens sterf, sodat iets nuuts kan begin. Partykeer moet iets eers doodgaan, voordat dit kan geboorte gee aan iets nuuts. En vir van ons is dit miskien ons eie denkwyse, ons eie perspektiewe, ons eie dinge, maar vir van ons is dit dalk gedagtes en drome wat gekweek was, wat nie in lyn met die woord van God was nie. Vir van ons is dit dalk vergifnis. Maar ergens in ons lewens moet daar iets sterf vir Here om geboorte te gee aan iets nuuts. Dit sê, Moses, my dienaar is dood, maak jou nou gereed. Wanneer jy toelaat dat dit wat moet sterf van jou lewe afsterf, kan jy 'n geboorte gee aan dit wat nuut is, aan dit wat moet kom. Dit sê, soos ek vir Moses gesê het, gee ek aan julle elke plek waar julle kom, van die woestyn af en van die Libanon af tot aan die groot rivier die Eufraat, die hele gebied van die Hetiete tot aan die groot see in die weste, alles sal julle woongebied wees. En hier kom dit in vers 5. En solank jy lewe, sal niemand bestand wees teen jou nie. Soos ek by Moses was, sal ek ook by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie en ek sal jou nie verlaat nie. Wees sterk, wees vasberade, want jy moet hierdie volk die land in besit laat neem, wat ek moet eet
aan hulle voorvaders beloof het. Ons het in ons harte vasgemaak in hierdie laaste paar sondae dat God 'n God van generasies is en dat 'n kerk sonder 'n volgende generasie 'n huis is sonder erfgename. En hier sien ons waar 'n belofte van een generasie oorgaan na 'n volgende generasie. Daar's 'n transisie wat plaasvind. Maar daar's ook 'n instruksie wat kom saam met hierdie transisie. En voordat Joshua stap, praat God eers. Hallo kerk, voor die rivier vloei, het die woord eers gekom. Daar's eers 'n woord wat kom voor die beweging kom. Daar's eers 'n woord wat kom voor die beweging kom. God sê laat daar lig wees en daar was lig. Daar's eers 'n woord voor daar beweging is. God spreek voor hy skuif. God spreek voor hy laat beweeg. Die belofte gaan altyd voor die prestasie, want geloof moet op iets rus voordat dit beweeg. Hallo kerk, die woord gaan voor die prestasie, voor die uitvoer van daai belofte, want dit moet rus op iets, die geloof moet rus op iets, en dit rus op wat, dit rus op die woord van God, die woord oor ons lewens. En ek wil vanoggend vir jou vra, om jou oë toe te maak en vir 'n gedagte, vir 'n oomblik net jou gedagtes te fokus, en net stil te word. Is daar 'n woord oor jou lewe? Is daar 'n woord waarop jy kan staan? Is daar 'n instruksie wat jy besig is om uit te voer omdat jy gehoorsaam is? Dis nie die stil oomblik in ons lewens, waar ons net bewus word van die Here se teenwoordigheid. Dis nie die stil oomblikke waar die Here met ons praat. En ek wil vra dat jou hart en jou gedagtes op hom gerig sal hou. Here, ek dank U vir die woord oor elke lewe vanoggend. Ek dank U dat U ons gekies het. Ja, ek dank U vir die liefde wat die band van volmaaktheid is. Maar dat jy kan nie oop maak, anders gaan jy nie slaap raak. Die woord gaan verder en dan sê dit in Matteus 3 vers 16 tot 17. En Jesus is toe gedoop en het dadelik daarna uit die water gekom. En met eens het die hemel bokant hom oopgegaan. En die gees van God was soos 'n duif sien neerdal op hom en op hom kom. En daar is ook 'n stem uit die hemel wat gesê het: "Dis my geliefde seun, oor hom verheug ek my." Selfe rivier, ander aksie. En God sê: "Hier is my seun en hom verheug ek hom." God se stem spreek voor dit skuif. Sy woord word die fondasie en ons sien dieselfde patroon hierso. Voordat Jesus begin bedien, kom hy 'n stem by die Jordaan wat sê: "Hierdie is my geliefde seun." My gebed vanoggend is vir jou dat jy die stem van die Here sal hoor. Dat hy die tyd van die Vader, hy wat spreek en sê: "Hierdie is my geliefde seun en my geliefde dogter in wie ek myself verheug," dat daai woorde in jou hart sal vas word voordat jy beweeg. Die stem is 'n belofte van identiteit. En net daarna word Jesus die woestyn ingestuur. En ek het lank in my hart met dit gestoei. Gesê, maar hoekom moes Jesus wat God is mens word? En nadat hy gehoorsaam was, nadat hy gekies het om in die water in te gaan, nadat hy gekies het om gedoop te word, en nadat hy oor hom identiteit gespreek het en gesê het: "Hierdie is my seun en wie ek welbehaag het en wie ek myself verheug." Hoekom in daai oomblik moes Jesus eers in die woestyn ingaan? Hoekom moes hy deur 'n toets gaan van 40 dae as hy God is? Hy was reeds gehoorsaam aan dit wat moes plaasvind. Jesus moes eers gedoop word. En Jesus het ek verstaan, die belofte van God oor ons lewens is nie 'n skild teen ons storms nie. Dit is 'n kompas deur die storms. En ek wil vanoggend vir jou verklaar, die belofte oor jou lewe is nie 'n skild teen jou storms nie. Dit is 'n kompas deur die storms. Elke seisoen wat ons deur gaan dra 'n storm. Elke seisoen wat ons deur gaan dra geleentheid vir my en jou om gehoorsaam te wees, om renmeesters te wees, om verantwoordbaar te wees, sodat ons kan getuig van God se goedheid, sodat hy verheerlik kan word. En ons kom op partykeer op 'n plek en ek is skuldig hieraan waar ons hierdie
hierdie houding inneem, van wanneer God by my is, dan is daar nie storms nie. Here, ek vat daai storm en ek stuur hom terug, daar waar hy vandaan kom in Jesus naam. En oor 'n week kom hy weer, en as jy hom die 15de keer teruggestuur het, en stil word en sê, ek wil net hê jy moet deur hierdie storm gaan, ons iets wat ek jou wil leer. Ons iets wat ek in jou hart wil vasmaak, ek wil jou leer om op my te vertrou, ek wil jou leer om vas te staan, wanneer goed om jou nie vas is nie. Ek wil jou leer om terug te gaan na die woord toe, sodat jy kan beweeg in my vrede en in my vreugde oor jou lewe. Dis nie 'n skuld teen storms nie, hulle kerk. Dis 'n kompas. 'n Kompas, die woord van God wat ons lei in elke seisoen, elke tree van ons lewe. Gehoorsaamheid aktiveer die oorspringende wonderwerke in ons lewens. Josua 3 vers 14 sê die volgende: die volk het toe van hulle tente vertrek om deur die Jordaan te trek. Die priesters wat die verbondsark gedra het, was voor hulle. Die draers van die ark het by die Jordaan aangekom en gedurende die hele oestyd is die Jordaan gewoonlik vol oor al sy oewers. En toe die voete van die priesters wat die ark dra in die vlakwater kom, het die water wat afkom gaan staan. Dit het op een hoop gaan staan, ver boontoe by Adam, die stad langs Saretan, die water wat afloop na die see in die Jordaanvallei, die Suidsee, was heeltemal afgesny en die volk het regoor Jerigo deurgetrek. Daar was instruksie en die priesters moes hulle voete in die water sit, sodat die water afgesny kon word. Sien, die rivier was nog steeds tussen Joshua en die beloofde land. En 'n instruksie gevolg onder gehoorsaamheid het 'n spasie gemaak vir hom deur te beweeg en dit wat God reeds gespreek het. Die woord voor die rivier. En hier is die ding, wat ek en jy nie gehoorsaam nie, hallo kerk, kan ons nie erf nie. Wat ek en jy nie gehoorsaam nie, kan ons nie erf nie. Joshua moes die priesters vra om 'n aksie uit te voer. Hulle moes hulle voete in die water sit, nie net by die water nie. Hulle moes nie net na die water kyk en vir die water sê, water staan nou stil nie. Daar was 'n instruksie wat sê, vra die priesters om hulle voete in die water te sit, en toe die aksie plaasvind, toe daar gehoorsaamheid is, en lei met die woord van God, en dit wat God gesê het, toe sal deurbraak. Toe gaan staan die rivier stil. Ek wil jou vanoggend aanmoedig, om jou voete in die water te sit. Om gehoorsaam te wees, oor die roep oor jou lewe. Om te beweeg in hierdie seisoen, al voel dit frustreerd, al voel dit jy is nog nie daar nie. Al is jy nog vasgevang in Joshua 1 of in Joshua 2, die belofte kom, want God is getrou. Sit jou voet in die water. Sit jou voet in die water. Saam met Jesus, toe hy by die Jordaan instap, het hy nie nodig gehad om gewas te word nie, maar sy gehoorsaamheid het veroorsaak dat die hemel oor hom oopgaan. Hulle kerk, die gehoorsaamheid het die water laat stil staan. In Jesus se geval het die gehoorsaamheid die hemel laat oopgaan. En die identiteit is vasgemaak in daai oomblik. Joshua se rivier het gestop. Jesus se hemel het oopgegaan. In albei gevalle het gehoorsaamheid die atmosfeer verander. Hallo kerk, gehoorsaamheid verander die atmosfeer. Gehoorsaamheid verander die atmosfeer in ons lewens. Julle sal weet, as jou kinders gehoorsaam is, dan sal sommer 'n beter atmosfeer in die huis ook. Want gehoorsaamheid beskik oor die vermoë om atmosfeer te verander. Is ek en jy gehoorsaam in die roep in ons lewe? Johannes 14:21 sê, wie my gebooie onderhou, aan hom sal ek myself openbaar. Instruksie, belofte. Hy wat dit onderhou, aan hom sal ek myself openbaar. Waar God beveel, voorsien hy, waar ons gehoorsaam ontvang ons. Hulle kerk, waar God spreek, waar God beveel, daar voorsien hy, waar ek en jy gehoorsaam is, daar ontvang ons. En wanneer ons gehoorsaamheid in lyn kom met dit wat God spreek, wat God beveel, daar is waar ons deur die rivier gaan. Daar is waar ons oorgaan in die beloofde land. Ons erf nie beloftes deur te praat nie, maar deur gehoorsaam te wees. Hulle kerk, die belofte oor jou lewe gaan nie in vervulling kom nie. Maak nie saak hoeveel keer jy dit sê nie. Nou ek weet die wêreld sê vir jou, spreek dit. Dit gaan waar word, dit gaan, maar hier is die realiteit. Ek is 1.82 meter lank en ek kan die heel dag lank sê, Here, dankie dat ek 1.9 meter word. Here, dankie dat ek gaan nie 1.9 meter word nie. Verstaan julle dit? Stem julle saam? Ek wil graag so lank soos val wees hiervoor. Maar die Here het my gekies. En ons sekere goed in ons lewe wat eers in werking kom wanneer ons gehoorsaam is met dit wat God reeds gespreek het.
Wanneer ons kies om te spreek in lyn met wat God reeds in ons lewens vasgemaak het, is daar beweging. Gehoorsaamheid is nie hoe ek en jy God verdien nie. Dit is hoe ek en jy erf wat God reeds beloof het. En ek het ons 'n verskil. Gehoorsaamheid is nie hoe ek en jy God verdien nie. Ons verdien dit nie. Gehoorsaamheid is hoe ek en jy erf wat God reeds oor ons beloof het. Is daar belofte oor jou lewe? Het jy dit vasgemaak? Die oud verwys altyd na die nuwe. Josua 3 vers 17 sê die volgende: Die priesters wat die verbondsark van die Here dra, het daar binne in die Jordaan op die droë bedding gaan staan, terwyl die hele Israel oor die droë bedding deurgaan, tot die hele nasie uiteindelik deur die Jordaan is. Die ark van verbond het vooruit gegaan. En God is 'n God van verbond. God het 'n verbond met my en jou. Hulle kerk gaan dit weer sê. Hier kom hy. Gramofoon. God se verbond is nie met dinge nie. God se verbond is met mense. God se belofte is vir my en jou. Ons wat deel is van die liggaam van Jesus Christus, ons wat oor die vermoë beskik om deur sy gees gevul te word en gelei te word. Ons wat oor die vermoë beskik om vrede te ervaar. Ons wat oor die vermoë beskik om te gaan getuig van sy getrouheid en van sy liefde vir ons. God se verbond is met mense. God se verbond is nie met dinge nie. Nie met geboue nie, nie met karre nie, nie met besighede nie. God se verbond is met mense. Jesus, die vervulling van die verbond, gaan self deur die water. En toe die priesters hulle voete in die water sit, die rivier gaan staan, en hier is wat ons sien. Jesus is daardeur gedoop, en die hemel het oopgegaan. Die boodskap van Joshua en Jesus is net die opsig dieselfde. Wat ek beloof, sal ek vervul. Wat ek oopmaak, kan geen mens toemaak nie. Hulle kerk, Jesus simboliek tussen Joshua en tussen Jesus. Albei in die Jordaanrivier. Hier's wat God sê, wat ek beloof, sal ek vervul. Wat ek beloof, sal ek vervul. Kan ek dit oor jou verklaar vanoggend? Wat God oor jou lewe beloof het, sal in vervulling kom. Daar's niks wat niemand aan dit kan doen nie. Behalwe jy. En dis gehoorsaam wees aan die woord oor jou lewe. Wat ek oopmaak, kan geen mens sluit nie. Jesus se gehoorsaamheid het gemaak dat die hemel oopgaan en dat daar 'n stem uitkom dat die tyd vas is en sê hierdie is my geliefde seun. Sy gehoorsaamheid, en wanneer God kies om die hemel oop te maak oor jou gehoorsaamheid, kan geen mens dit stop nie. Ons het laasweek vasgemaak oor wanneer ons gee nie, ons gee terug. Ons gee terug aan God omdat hy alles besit, omdat ons kies om God te eer deur gehoorsaam te wees, want Jesus sê, even though it is given unto mortal men, is received by him who remains forever. Wanneer ons gee, verklaar ons dat Jesus Christus aan die regterhand van God sit. Daar's iets wat gebeur in die gees. Wanneer ek en jy gehoorsaam is en die Here eer. Dis wat 2 Korintiërs 1 vers 18 sê, so seker as God getrou is. Kyk vir jou buurman. Sê so seker. So seker soos wat die bokke Japan gewen het gisterand. Niemand kan dit verander nie. So seker as God getrou is. Ons woord aan julle was nie te gelyk ja en nee nie. Want Jesus Christus, die Seun van God, wat ons, dit is ek, Silvanus en Timoteus aan julle verkondig het, is nie ja en nee te gelyk nie. Hy is die ja van God, die ja op al die beloftes van God, en daarom is dit ook deur Christus, dat ons tot eer van God daarop sê amen. Daarom is dit ook deur Christus, dat ons tot eer van God daarop kan sê, mag dit so wees, ja en amen. Alle beloftes aan die kerk word vervul in hom, en wie hy is, en wat hy reeds vir ons gedoen het. Joshua se water het stil gestaan, Jesus se hemel het oopgegaan, albei, 'n belofte wat waar geword het, uit 'n plek van gehoorsaamheid. Beide is die bewys vir my en jou, dat God se beloftes bevestig die oorgang in ons lewens. Hier sê ek in jou hart wil vasmaak, die rivier van Joshua was fisies, maar die rivier van Jesus was geestelik. Die rivier van Joshua was 'n fisiese rivier, wat oorgesteek moes word. Die gehoorsaamheid van Jesus Christus, die hemel wat oopgegaan het, die doop wat plaasgevind het,
was geestelik vir my en jou. Jesus het ons toegang gegee tot 'n oop hemel. Ons geen muur of geen rivier wat sy belofte mee kan keer nie. Want die woord sê die volgende: uit ons vloei riviere van lewende water. Sien, Jesus se gehoorsaamheid het dit oopgemaak, die nuwe verbonde wat ons vanoggend gaan deel as 'n kerkfamilie, as 'n verklaring. Sê Here, ons weet dat daar geen meer rivier is wat stil hoef te staan nie. Dat daar geen meer hindernis is in die visies wat ons kan verhoed om U te verheerlik nie. Die oop hemel is vir my en jou. Die verbond is vir my en jou. Die gehoorsaamheid is 'n keuse wat ek en jy maak om te leef in dit wat God reeds gespreek het en dit wat God reeds oor ons lewens beloof het. En hier is wat Joshua 4 sê. Dit sê en Joshua roep die 12 manne wat hy die Israeliete aangewys het. Een uit elke stam en hy sê vir hulle: gaan by die ark van die Here julle God verby tot in die middel van die Jordaan en tel elkeen 'n klip op die skouer in ooreenstemming met die getal stamme van die Israeliete. En dit moet onder julle as 'n teken dien. Wanneer julle kinders julle eendag vra, wat beteken hierdie klippe vir u, moet julle vir hulle sê, die Jordaanse water is voor die verbondsark van die Here afgesny. En toe die ark deur die Jordaan moes gaan, is die rivier se water afgesny. En daarom is hierdie klippe van die Israeliete 'n blywende herinnering daaraan. Hulle kerk gehoorsaamheid bou 'n altaar wat praat wanneer ek en jy stil is. Gehoorsaamheid bou 'n altaar wat praat wanneer ek en jy stil is. 'n Altaar wat getuig van God se goedheid, van God se getrouheid. Elke generasie het die verantwoordelikheid om te getuig van God se goedheid. Daar 'n klip op instruksie, gehoorsaamheid, een vir elke stam. God 'n God van generasies. En Johannes 7 vers 38 sê, met die een wat in my glo, is dit so, sê die skrif. Strome van lewende water sal uit jou binneste vloei. Joshua se rivier was 'n hindernis. Jesus se rivier word 'n bron. Hulle kerk, Joshua se rivier was 'n hindernis tussen hom, die woord en die beloofde land. Jesus se rivier 'n bron. 'n Bron van vervulling. 'n Bron van 'n woord wat reeds gespreek het. 'n Bron wat ek en jy vandag toegang tot het. Omdat hy ons liefhet. Omdat hy ons eerste gekies het. Joshua moes deur dit gaan. Ek en jy dra dit binne ons. Hulle kerk, Joshua moes deur die rivier gaan. Ek en jy dra vandag daar 'n rivier binne in ons. Die rivier van lewende water. Maar as jy die koninkryk van God is onwankelbaar, die koninkryk van God is nie net om ons nie, die koninkryk van God is in ons. En wanneer ons toelaat dat Jesus, die saad van Christus, in ons vermenigvuldig, wanneer ons toelaat dat die rivier van God uit ons uitvloei, dis wanneer die openbaring kom. Dis wanneer die wêreld ons stand van geregtigheid sien, wanneer daar vrede en vreugde in ons harte en in ons huise is. Want God is getrou in sy woord. Ek wil jou aanmoedig vanoggend om gehoorsaam te wees aan die woord oor jou lewe. Het gaan jou prys kos. Het gaan jou frustrasie kos. Het gaan kos dat jy jou voete in die water sit. Maar die Here is getrou. Is jy bereid om jou voete in die water te sit? In 'n kerk is jy bereid om gehoorsaam te wees, sodat ons lewens kan getuig van God se getrouheid. Ek wil vanoggend hê ons moet nagmaal saam gebruik. Nie net as herdenking nie, maar ook om 'n standpunt in te neem wat sê ons kies as Hallo Kerk familie om in hierdie seisoen van ons lewens gehoorsaam te wees. Ons kies om ons voete in die water te sit. Ons kies om te lewe sodat die wêreld kan sien wie hy is. Is jy gemaklik daarmee?